kyk na 'n onderhoud met 'n dekaan van 'n fakulteit en hy maak hierdie opmerking dat hy agtergekom het dat die afgelope paar jaar hy opmerk dat die studente nie meer baie hoop het nie. En die onderhoudvoerder vra, maar wat bedoel hy daarby? En hy beskryf die gedrag en die gemoed wat geskuif het en tipies is van iemand wat nie hoop het nie. En hy vra vir maar, hoekom is dit so? En hy sê omdat hulle nie meer 'n meta-narratief het nie. Met ander woorde, 'n groter storie nie. Hulle is vasgevang in hulle eie storie en al wat eg is, wat reëel is hulle eie lewens en hulle eie stories en wat hulle dink gebeur in hulle lewe. En as jy nie iets buite jouself het nie, 'n verwysingspunt, 'n groter verhaal waarin jou storie afspeel nie, dan veroorsaak dit dat jy moedeloos raak. En dit veroorsaak dat jy geen hoop kan hê nie. Dis groot woorde, klink baie filosofies. Maar is dit nie die storie van die Emmausgangers nie, ons storie nie? As jy net jouself het, en die goed gebeur met jou, negatiewe goed, soos wat met die Emmausgangers gebeur het, hulle hoop, hulle verloor hulle hoop. Alles loop skeef, polities, ekonomies, hulle verhoudings, hulle gemeenskap, hulle geloof, hulle verloor alles. En nou is hulle moedeloos. Hulle is self verantwoordelik daarvoor, jy moet nou self jou eie lewe skep. Maar hulle ontdek die Here in hulle storie. Deur Jesus wat vir hulle die skrifte begin uitlê, begin hulle en word hulle bekend gestel in 'n baie groter storie. Daar gebeur meer in jou lewe as wat jy van bewus is. God is besig om te werk in jou lewe. En daar's 'n groter storie besig om af te speel in hierdie wêreld. En jy bevind jou in daai storie. As jy jou storie in die storie kan kry, en as daar nog ons storie wat jy kan bybring, dan kan die lewe vir jou begin sin maak. Alles verander toe hulle agterkom. Maar eintlik werk hierdie goed ten goeie mee. Eintlik, al lyk dit nie so nie, al kan ek dit nie bewys nie, kan ek glo, kan vertrou, dat dit gaan uitwerk op 'n manier. En hy is besig met 'n plan in my lewe. Dan het jy hoop. Dan skuif alles in jou. Niks het uiterlik verander nie. Al die dinge wat hulle gedink het, hulle het nodig om hoop te kan hê en 'n lewe te kan hê, kry hulle nie. Maar binne in hulle het hulle 'n nuwe insig, 'n nuwe oortuiging, want hulle bevind hulle self in die storie, in die groot storie. So jy kan, as jy op 'n plek is waar jy voel ek soek, net bewus raak daarvan, dat jy dalk totaal ingekeer is in jou verhaal. Vra hom, deel jou lewe met hom, luister, kom by ander mense uit wat so dink, so voel. Want dis wat die Emmausgangers gedoen het. In 'n nuwe wêreld het vir hulle oopgegaan. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die lewe wat U vir ons gee. En dankie deur die stampe en die stote van hierdie lewe, dat dit nie verby is nie, al wat ook al met ons gebeur, dat U alles kan vat en dit ten goeie laat meewerk vir ons. Maak ons oë oop, help ons om te sien, dieper insig te kan kry, bewus te kan word van U teenwoordigheid, te kan glo in die naam van Jesus. Amen.